Ons is by Jakobus en ons doen Jakobus 3. Jakobus 3 vers 13 tot 18. Ek gaan vir ons lees uit die 2020. Wie onder julle is wys en verstandig? Laat hy deur goeie gedrag sy dade met sagmoedige wysheid toon. Maar as daar bittere afguns en selfsug in julle harte is, moet julle dan nie op wysheid beroem en teen die waarheid lieg nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar aardse, nie geestelike en demoniese. Want waar afguns en selfsug heers, kom wanorde en allerlei gemeene dade voor. Maar die wysheid van bo is in die eerste plek suiwer en verder ook vredelievend, bedagsaam, inskikkelik, vol deernis en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van geregtigheid word in vrede gesaai vir hulle wat vrede maak. Die volgende gedeelte van Jakobus wat ons nou behandel, bou op die kerntema waarmee Jakobus besig is. En waarmee is hy eintlik al deur die hele boek besig? Hy kontrasteer twee gedagtes, oppervlakkige geloof teen egte geloof. En hy sê ons kan oppervlakkige geloof en egte geloof waarneem in ons spraak, ons kan dit waarneem in ons dade. Hy het gesê, geloof sonder dade is dood, jy moet nie maak ons vir jou tong kan beheer nie, dit wat jy sê, gebaar jou hart. So hy wil die mense uitwys, hoe lyk egte geloof? En hier is nog 'n belangrike tema, wat hy ook al voorheen genoem het, net soos die van die tong. In die begin van Jakobus het hy gepraat oor wysheid van bo, maar hier is nog 'n tema wat vir ons gaan wys of ons geloof eg is, en of dit oppervlakkig is. En die tema natuurlik is wysheid. Nou, wysheid is nie net feitelike kennis nie. Feitelike kennis is net om informasie te weet. Maar as die een wat ek gehoor het wat sê, 'n kennis is om te weet 'n tamatie is 'n vrug. Wysheid is om te weet jy sit hom nie in 'n vrug te slaai nie. Dis die verskil. Feitelike kennis is nie wysheid nie. Wysheid is om eerder daai kennis wat jy dalk het, of die kennis wat jy geakkumuleer het, gekry het, om daai kennis effektief en reg toe te pas in jou daaglikse lewe. Dis wysheid. So vir die Christen is wysheid, hoe vat ek die Bybel en pas dit toe in my lewe? Daarom kry jy sekere dwaase teoloë. Teoloë wat baie kennis het oor die Bybel, maar tog 'n dwaas is want hy pas dit nie toe nie. Jy kry dwaase predikers. So, net om te sê, jy ken die Bybel, beteken nie noodwendig jy is wys met die Bybel nie, of die Bybel is wys in jou nie. Daar is 'n verskil. Wysheid is ook om die waarheid te kan identifiseer en om dit deel te maak van jou lewenswandel. Die Jode het duidelik verstaan, die Jode het geweet dat wysheid nie net intellektueel was nie. Hulle het geweet dis gedragsmatig, dit gaan oor jou gedrag. So as jy nie jou geloof kan uitlewe nie, het hulle gesê jy's 'n dwaas. Dis wat hulle gesê. Jy kan hulle alles vertel van alles, maar as jy dit nie kan uitlewe nie, is jy 'n dwaas. Elizabeth Elliot is 'n vrou wat geleef het. Sy het een keer gesê en sy het 'n toespraak gelewer vir die vrouens en sy het een keer gesê, sê sy vir die vrouens en vir die kinders, hy sê, jy moenie jou tyd mors om na enige iemand agter 'n kansel te luister, as jy nie self bereid is om dit toe te pas nie. En dis waar. As jy in die kerk sit en jy luister na mense agter die kansel, maar jy is nie bereid om daai waarheid wat hy preek toe te pas nie, is jy 'n dwaas. Die Jode het gedink jy's 'n dwaas. Want jy mors jou tyd, wat sit jy en jy luister vir die goeders, maar jy wil dit nie inkorporeer in jou lewe nie. Jy wil dit nie toepas nie. Die Ou en die Nuwe Testament maak 'n duidelike onderskeid tussen twee tipe wyshede. Hulle praat van wêreldse wysheid of wysheid van die mens, en dan praat hulle van 'n goddelike wysheid, wysheid van bo of wysheid van God. Dis maar die twee tipe wyshede wat jy kry. Ou Job, hoor wat sê Job in hoofstuk 9 vers 4, God het wysheid en hy is baie sterk. Wie was opstandig teen hom?
en het geslaag. So wie het teen God opgestaan en geslaag, want hy het wysheid en hy is sterk. So wie kan hom ooit aanvat? Wie kan ooit met hom redeneer? En hier het hy so een antwoord, 'n kort sin. Niemand. Dis wat hy sê. Niemand. En later, julle ken ons die verhaal van Job, want sy vriende het nog geredeneer en gesê, dalk het jy dit gedoen, dalk het jy dit gedoen, hoekom gaan dit so sleg met jou? En laterhand vra Job toe die retoriese vraag, en hy vra dit half teenoor God, maar hy, deur die vraag, antwoord hy homself ook, jy weet, hy sê, waar kan wysheid gevind word? Sê Job, dis in nou hoofstuk 28, waar is die plek van begrip? En toe in vers 28 antwoord Job, hy sê, kyk, die vrees van die Here is wysheid, en om van die kwaad af te wyk is verstand. Dis wat hy sê, vrees van die Here is wysheid. Nou binne die Ou Testamentiese konteks, kan vrees van die Here gelykstaande wees aan vertroue teenoor die Here. Vrees is nie angs, bewerige vrees vir die gelowige nie. Dit is 'n vertrouens verhouding, 'n onderdanige, 'n respekvolle verhouding. Amper soos 'n verhouding wat jy sal hê met jou pa, wat redelik in lyn is, en wat respek het, en wat waardes toevoeg, en etiek toevoeg. Dis daai tipe vrees, daai respekvolle vrees, soos ek sal nie 'n kans vat met my pa nie, want ek weet waar staan ek met hom. Ek is lief vir hom, hy is lief vir my, maar ek weet waar staan ek met hom. Dis nie chommy nie. So daai vrees, as jy daai vrees het, sê hulle, dit is wysheid. Want jy vat nie kanse met jou geloof nie. Die Nuwe Testament sê dieselfde. Hy sê ook, wysheid is om die Here te vrees. Wysheid is om 'n goddelike leefstyl te kweek. Wysheid is om 'n leefstyl wat getuig van geregtigheid. Geregtigheid beteken mos om die regte gedrag, die regte denke, die regte motiewe, die regte geregtigheid. En hier kom Jakobus en hy sê wysheid wat van God kom, word sigbaar in sagmoedigheid. Sagmoedigheid. Dis wat jy sal sien daar in vers 13. Sagmoedigheid. So hy sê, wie onder julle is wys? Nou hy vra 'n retoriese vraag, hy vra, wie is wys? Wie dink hy is wys? Nou kan dit wees, seker ouens sê, hierdie wysheid kan wees, want hy het mos gepraat met leraars die vorige gedeelte, toe praat hy mos met ouens wat leer, nie almal moet preek nie. Sekere ouens sê, dis net vir hulle, maar al is dit net vir hulle, dis nog steeds van toepassing vir enigiemand wat 'n gelowige is. Want wie dink hy is wys? En nou sê hy dieselfde wat hy gesê het, jy sê vir my jy het geloof, bewys vir my jou geloof deur jou dade. Jy sê vir my jy is wys, laat hy deur goeie gedrag sy dade met sagmoedigheid betoon. Hy sê dieselfde ding, maar oor 'n ander tema. So as jy sê jy is wys, bewys deur sagmoedigheid jou dade. Okay, nou sagmoedigheid. Kom ons praat net oor sagmoedigheid. Ons het 'n mooi ding in Afrikaans en sê hy het 'n sagte gees. Dit is nie dat hy heilig is nie. Nee, 'n sagte gees. Hy het 'n sagte hart. Dis 'n goddelike, 'n God-erende eienskap om sagmoedig te wees. En dis eintlik 'n eienskap wat 'n Christen moet hê. 'n Christen moet sagmoedig wees. Hoor wat sê Jesus in Matteus 5:5. Hy sê geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Hierdie woordjie sagmoedigheid, ek onthou my preek, want ek het oor mos deur die bergrede gepreek, en my preek het ons gesê dat sagmoedigheid word baie keer gebruik as hulle 'n perd, jy breek 'n perd en dan maak jy hom mak. Nou, dis die woordjie wat hulle gebruik binne die Grieks, is om 'n perd te breek en hom mak te maak. So die konsep van sagmoedigheid is om te sê, om jou wilde natuur te tem, onder beheer te bring, en deur die krag van die Gees dit te kanaliseer. Want dis eintlik wat jy doen met 'n perd. Jy verwerk daai krag van die perd, en jy bring dit onder beheer, en jy het nou struktuur in jou krag. Dit is die konsep van, jy die krag van die Gees, jy die vermoë, maar uit 'n sag, ordelike, beheerde manier, lewe jy jou lewe deur daai krag. Dis die idee van sagmoedigheid. Nie om beter wetend, of afdwingend te wees, of baserig te wees nie, of om te sê, dis my sê, ek sê, dis die laaste sê, dis nie dit. Dis sagmoedigheid, beteken regtig 'n sagte gees. Die Here heers, ja jy het krag, ja jy kan rebelleer, jy kan alles doen, maar jy kies om dit nie te doen nie. Jy is intentioneel ingestel op die karakter van Christus, laat hy uit jou uit beeld en weerspieël. So Jakobus sê, as jy sê jy het wysheid, wys my deur hierdie innerlike krag
van sagmoedigheid hoe jy lewe. Dan sal ek jou glo. Dis wat hy sê. So jy kan nie sê jy het wysheid, jy kom by die huis, en jy gooi die stoel rond, gooi die kat rond, gooi die kind rond, gooi jou vrou rond. Wat wil jy nog rondgooi? Jou werkgewer. Hy sê nee, hy sê dis nie wys nie. En jy gaan sien, hy gaan nog, dis aardse wysheid, maar hy gaan nou sy argument begin. Dan gaan hy beskryf hoe aardse wysheid lyk. En dan gaan hy beskryf hoe wysheid van bo, wysheid van God lyk. Goed, so dit bring ons by vers 14. So Jakobus is besig om die Hebreëse idee van wysheid te beskryf. Ek wil net jy moet dit weet. Nie die Griekse idee nie. Die Griekse idee van wysheid is soos die filosowe. Die filosowe het altyd gesit en gepraat. Met hulle wit tafeldoeke het hulle daar gesit en gepraat en geredeneer. En hy's wys, is teoreties. Alles is teoreties, nê. Nee. Alles is teoreties. Aristoteles, Sokrates, alles is teoreties. Maar die Hebreëse idee van wysheid is wysheid wat is kennis wat aktief is. Kennis wat aktief is. So hy's besig met dit. In vers 14. Maar as daar bittere afguns en selfsug in julle hart is, moet julle dan nie op wysheid beroem en teen die waarheid lieg nie. Nou konsentreer hy op wêreldse wysheid. Wêreldse wysheid kan ons ook vir die Christen sê is valse wysheid. Hoor gou mooi. Wêreldse wysheid vir die Christen is valse wysheid vir jou. Dis vir jou wat 'n Christen is valse wysheid. Dis nie die wysheid wat jy soek nie. Dis nie die wysheid wat jy soek nie. En jy gaan nou sien hoekom. Valse wysheid erken nie God se wil nie. Valse wysheid soek nie God se waarheid nie. Valse wysheid soek nie God se soewereiniteit nie. Valse wysheid soek sy eie belang. Wêreldse wysheid soek wêreldse begeertes. Jakobus sê wêreldse wysheid se treur, hoor kom sê, hy sê rondom bittere afguns en selfsug. Dis waaroor dit se treur. Bittere afguns word ook gesien as 'n vorm van bitter jaloesie. Dis die slegste vorm van jaloesie. Om bitter te wees teenoor mense omdat hulle iets het wat jy nie het nie. Jy sal hulle verneder, jy sal hulle verkleineer, jy sal hulle sleg sê, jy sal hulle beledig, jy sal hulle aanvat. Maar jy het hierdie afguns teenoor alles en almal om jou. En jy is bitter daaroor. Sulke mense streef om hulle self te dien en hulle sal enige iemand of enige iets verwyd wat in hulle pad staan. Die oomblik as dit nie meer oor hulle gaan nie, sal hulle daai mense verwyd. Dit is afguns. Hy sê wêreldse wysheid, met ander woorde, gaan oor jouself. Dit gaan oor jouself. Want dis wat jaloesie is. Jaloesie maak dit oor jou. Jy is jaloers op iemand omdat jy dalk meer in die middel van die lig of die aandag wil weet. Jy begeer iets van daai persoon. En dan sê hy selfsug, en selfsug is eintlik die motief. Dis die rede vir jaloesie. Selfsug is eintlik die motief vir afguns. Hoekom is jy jaloers? Want jy is selfsugtig. Jy wil hê dit moet oor jou gaan. Wêreldse wysheid en selfsug is gewoonlik die motiveerder vir bitter jaloesie. Dis mense wat sê, is my way or it's the highway. Nee. Is my begeertes, my visie, my wil, my rigting, my belange. Ek wil myself verheerlik en dis daai slegte vorm van trots. Me, myself and I. Iemand wat sê, Jakobus sê, iemand wat sê hy is 'n Christen, maar hy is vol van homself, vol van trots, vol selfgesentreerdheid, liefdeloos, hy's eintlik half arrogant. Hy sê, jy is bedrieg. Jy is bedrieg. Hy sê, sulke persone moet nie op wysheid roem nie, want hulle het nie wysheid nie. Hy sê, moenie maak of jy iets het nie. Moenie maak of jy slim is nie. En jy kan dalk iemand identifiseer nie dat jy moet nie, maar jy weet, dis mense wat gewoonlik uitgesproke is, wat vasstaan in hulle weë en in hulle visie en hulle standpunt. Einde van die storie. Niks anderste nie. Niks anderste nie. Hy sê, so 'n persoon jok nie net vir homself nie, maar kyk wat sê vers 14, hy sê, hy lieg teen die waarheid. In 'n ander woord, hy lieg teen dit wat God sê. Hy lieg daarteen. Want hy dink hy het iets gekry, maar eintlik is dit net hy en homself. Nou kom Jakobus by vers 15, hy sê, hierdie tipe wysheid is nie 'n wysheid wat van bo kom nie.
Hy sê dis 'n aardse, 'n nie geestelike en 'n demoniese wysheid. Nou hy noem 3 goed. Aardse, nie geestelike en 'n demoniese. So hy beskryf hierdie aardse wysheid. Hy beskryf hierdie wysheid, hierdie selfsugtige wysheid, hierdie wysheid wat in die wêreld rondgaan. En nou gaan hy vir jou eienskappe gee van hierdie wysheid. So nou gaan jy dit kan begin identifiseer. Is jy reg? Is jy tone uit? Goed. Hy noem 3 eienskappe. Karakterseienskappe van wêreldse wysheid. Die eerste een is hy noem dit 'n aardse wysheid. Aardse wysheid beteken dit sentreer rondom die goed van die wêreld, materialisme. Dit sentreer rondom die begeertes van die wêreld, besitting, geld, materialisme, besittings. Hierdie wysheid bevorder altyd gierigheid. As jy so ingestel is net om vir jou goed te akkommodeer of te kry, in te samel, as jy so gefokus is net om goed te kry, soos die Engels sê, stuff, om dit net te kry, en jy kry dit, want jy het 'n slim plan beraam, dat as jy hierdie ding doen daar, en hier so 'n bietjie sny hier, en daai so, en die vat by daai persoon, kan jy al die goed vir jou koop. Hy sê vir jou, jy is so gefokus net om goed te koop. Dis wêreldse wysheid. Wêreldse wysheid. Om die guns vir jouself te kry, al vertrap en verniel jy die mense. Hulle sê, onthou as jy die suksesleertjie klim, dat die mense wie jy nou betrap, dat jy eendag weer daarbo kan ontmoet. Jy ken mos so ietsie, al so gesegde. Dis daai konsep. Dis korporatiewe wêreld. Dis wat dit is. Dis mense met geen etiek, geen integriteit nie. Jy sal enigiets in jou mag doen, net om te kry wat jy wil hê. Om te doen wat jy wil hê. Jy fokus glad nie op die koninkryk nie. As dit kom by die kerk, is die kerk altyd 'n ekstra. Onthou, ons praat ook binne die konteks van Christendom, né? Nie ateïsme nie. Hy praat binne die konteks van Joodse Christene. Dis mense wat so groot begeerte het, dat dit belangriker is om te fokus op materialisme en byvoorbeeld 'n kerk sal vergaan. Dis iemand wat sal sê, ek sal eerder 'n 50.000 rand se paaiement betaal op 'n kar, maar die kerk sal finansiëel vergaan. Ek sal eerder 'n paaiement betaal vir dit, soveel om seker te maak, ek kry wat ek wil hê, maar ons sien hoe swaar kry ons geestelike kerk. Nee. En gewoonlik gebruik ons die verskoning, nou trap ek, nee. Gewoonlik gebruik ons die verskoning en ons sê, maar ek het gewerk daarvoor. Ek het gewerk daarvoor. Is elke goeie gawe nie uit die Vader se hand nie? Ons klou so aan ons goed, dat ons vergeet waaroor dit werklik gaan. Wat dink jy gaan met jou gebeur as jy voor die Here se troon staan en hy vra vir jou, wat het jy gedoen met wat ek vir jou gegee het? O Here, ek het vasgehou en ek het versamel. Is dit daar waar mot en roes dit kan verteer? Ja, Here. Wonderlik. Maar intussen, ons geestelike leiers het vergaan, jou kerkmense het vergaan, jou geloof sonder dade is dood. Sien jy hoe meng hulle by mekaar in? Wat help het jy sê vir 'n broer, kom sit jy hier, maar kom staan jy daar agter in die hoekie, die een wat arm is, maar jy, kom sit jy hier, of hier's vir jou 'n ereplek, jy wat mooi gekleed is. Wat help het, ek sê vir jou, ek hoop jy kry kos, jy wat honger is, en mag dit so wees, maar vir nou gaan ek nie gee. Jakobus wys vir ons, dat wêreldse wysheid fokus op self, en ons gaan altyd iets kry om onsself te regverdig. Altyd. Want ons vlees, hy soek altyd nuwe goed. Ons soek iets goed. Want goed laat ons lekker voel. Dit is daai idee van iets niets. As ons iets niets kry, dan voel ons goed. Maar die eerste probleem met dit is, die oomblik as jy jou goed voel gevoel, baseer op wat jy kry wat niet is, dan beteken dit jy het 'n afgod van dit gemaak, want jou vreugde is afhanklik van wat jy kry, en nie van God nie. Ons goed. Dis wat Jakobus sê. Wêreldse wysheid gaan oor aardse goed. Geld, besittings en sonde. Die tweede eienskap van wêreldse wysheid praat hy van nie geestelik. Wat is nie geestelik? Wat is die teenoorgestelde van die gees? Die vlees. Nie geestelik beteken vleeslik. Vleeslik. Dis ouens wysheid wat gekenmerk word aan nie geestelike goed. Die teenoorgestelde van die geestelike goed. Jy's so gefokus op, ek dink 'n goeie beskrywing is die vrugte van die gees, en net voor die vrugte van die gees in Galasiërs 5, nee, noem hy die vrugte van die vlees, gierigheid, nee, selfsug. Jy's so gefokus op daai goeters.
Hy sê dis wêreldse wysheid. As jy alles in jou vermoë doen om hierdie goed te bevorder, wêreldse wysheid. Hoor wat skryf Paulus 1 Korintiërs 2:14. 'n nie-geestelike mens aanvaar nie wat van die gees van God kom nie. Vir hom is dit immers dwaasheid en hy kan dit nie begryp nie, omdat dit slegs geestelik beoordeel kan word. So nou vra ons gewoonlik die vraag, wat ek het nou gepraat van 'n karpaaiement van R50,000, wat nou dalk bietjie drasties is. Ons vra die vraag is, hoe kan 'n ou R50,000 betaal op 'n kar? Wel, dit is die antwoord vir jou. Sulke mense is nie geestelike mense, want hulle aanvaar nie die dinge van God nie. Jy plaas meer skatte op jou wêreldse besittings as skatte op die koninkryk. Jy belê hier eerder as wat jy daar belê. Jou gemak is vir jou belangrik eerder as die koninkryk se bevordering. Daar is die antwoord. Dit is nie geestelik. Mense wat fokus op selfwins, selfverheerliking. Hulle volhard gewoonlik in sonde. Dis eintlik waar die vlees gaan. Die vlees gaan oor sonde, nê. En dan die laaste eienskap wat hy noem is bose. Hy praat van die bose, die demonies. Hier is ons gewoonlik wat ons almal wil gewoonlik hierdie ene blameer. Hulle wil net die demone blameer. Die demone het my dit maak doen. Dit was die duiwel. Dit was hy, nê. Maar dit is 'n eienskap van wêreldse wysheid. 'n Eienskap. Dit is 'n valse getuienis. Dit is leuns wat die Satan vertel. Leuns wat die Satan vir jou vertel, nê. In Genesis 3 vers 5 sien ons 'n goeie voorbeeld daarvan. Julle onthou toe die slang na Eva toe gekom het, toe sê hy vir Eva, het God gesê jy gaan sterf as jy van die boom eet? Jy sal verseker nie sterf nie. Jy sal soos God word. En daar het die leuen begin. Die leuen dat mense kan dink hulle word hulle eie God. En dis wat die welvaartsprediking vol van is, nê. Dis ouens wat sê jy het 'n klein God in jou. En hulle sê gewoonlik, ja, jy is die imago Dei. Jy is in die beeld van God geskape. Jy self is soos 'n God. Ja, jy aanbid die God. Ja, jy aanbid Jesus, maar jy self is soos 'n God. Ek sê my broer, jy uiter nou die woorde wat die slang geuiter het aan Eva. Net soos 'n God. Paulus was ook bang vir dit. Veral in die gemeente van Korint, die gemeente van Korintiërs. En dis hoekom ek sê mense verstaan nie Korintiërs reg nie, want hulle dink dit is 'n voorskriftelike ding van hoe hulle moet reageer, maar Paulus het probleme aangespreek in Korintiërs. Hoor wat sê hy in Korintiërs 2 Korintiërs 11. Ek lees vers 3 en 4 en dan lees ek vers 13 en 15. Hy sê ek is bang, Paulus sê dit. Hy sê ek is bang dat soos die slang vir Eva met sy geslependheid mislei het, julle gedagtes dalk bederf kan raak. Verwyderd van die opregte en rein toewyding aan Christus. Want as iemand 'n ander Jesus kom verkondig wat ons nie verkondig het nie, of julle ontvang 'n ander gees wat julle nie ontvang het nie, of 'n ander evangelie wat julle nie aanvaar het nie, verdra julle dit gereedelik. So met ander woorde, hierdie ouens was oop. Vertel my. Ek is oop vir ervaring, dis wat hulle sê. Ek is oop vir, the spiritual experience. Vandag is dieselfde. Die ouens vat, ek was volgende daar by die, volgende daar by Rushof het ek gesê, ek het by die Jasies ook gesê, ek praat oor vol wees van die gees, of wandel in die gees, nee, en Efesiërs sê vir ons, moenie vol wees van drank nie, of moenie dronk word van drank nie, maar wees vol van die gees. En baie van die ouens sê, ja, sien jy, soos jy dronk word van drank, so moet jy dronk word van die gees. Dan vat jy ou gewoonlik sy baadjie, julle kan bly wees, want ek het my baadjie nou by die huis gelos, maar vat hy sy baadjie, dan waai hy sy baadjie so, en dan maak die mens, nee. En soos ek sê, as my baadjie nou hier was, en so ek julle nou gefan het met hom, nee. Maar dan waai hy hom, en dan iewes skielik is daar een of ander bonatuurlike verskynsel, en dan is jy vol van hom. Jy's vol van hom, en gewoonlik sê hulle, ontvang die gees. Maar is 'n probleem daarmee. Want dit is 'n geestelike ervaring, en tweedens, dit beteken daai prediker kan die gees beveel om te waai waar hy wil. Maar Jesus sê uitdruklik die gees waai waar hy wil. Soos in Bybels. Nou is mense is oop vir hulle is oop vir hierdie spiritual experience. Hoor nou wat sê vers 13 tot 15. Hy sê sulke mense is valse apostels, slinkse werkers, terwyl hulle self vermom as apostels van Christus. Hy sê geen wonder nie, want dit selfs die Satan vermom hom as 'n engel van die lig. Hy sê daarom is dit ook nie vreemd as sy dienaars hulle ook vermom as dienaars van geregtigheid nie. Hulle einde sal volgens hulle werke wees. Paulus skryf vir Timoteus ook, hy waarsku hulle, hy sê die Gees sê uitdruklik dat in die laaste dae sommige mense van die geloof afvallig sal word, omdat hulle ophou met dwaalgeeste en dwaalleringe van demone.
Dis waarmee mense besig is. Hulle fokus so op die geestelike, dan vergeet hulle van Jesus. So, wêreldse wysheid fokus op alles anderste behalwe Christus. Ek bedoel, hoe anderste dink jy gaan die Satan jou verlei? Hy gaan nie vir jou kom vertel, kom, glo in die duiwel. Kom, hy het lekker marshmallows op sy rooi spitvurk en jy kan een kry. Dis nie wat hy sê nie. Hy moet 'n tipe Jesus verkoop. Hy moet. Dis al wie Christene gaan glo. Die Satan gaan nie 'n ateïs verlei nie, want 'n ateïs is klaar verlore. Wie gaan hy vervoer wil jok? Christene. En 'n Christen gaan nie glo in die duiwel nie. Hy moet glo in 'n tipe Jesus, maar 'n Jesus wat anders is as die Bybel. 'n Jesus soos die kinderbybel, die liewe Jesus. Nie 'n Jesus wat streng is nie, nie 'n Jesus wat tug uitspreek nie, nie 'n Jesus wat jou verantwoordelik hou nie, nie. 'n Jesus wat sê, gaan sondig, gaan doen wat jy wil, alles is oukei. En soos 'n strooimeisie die blomme strooi, wanneer die bruid afkom, sê hy, vergifnis en genade, hier's 'n profesie en hier's 'n visioen, dit is dus vir almal net. Hy verkoop 'n Jesus, nie 'n ware Jesus nie, en dit is hoekom Paulus aan hy Korintiërs sê, hy sê, as iemand 'n ander evangelie of 'n ander Jesus verkondig, en dit is ons probleem. Die charismatiese, baie van die Pinksterkerke, nie almal nie, hulle getuig van 'n Christus wat hulle self nie ken nie, en hulle praat van 'n Gees wat hulle self nie weet hoe hy funksioneer nie. Hulle weet nie. Die Heilige Gees wys altyd na Jesus toe. Die oomblik as ons in 'n kerk sit en dit gaan oor enige iets anders te behalwe Jesus, is dit nie die Heilige Gees nie. Want dan beteken dit die Heilige Gees is buite die Bybel. En dit is hoekom 1 Johannes vir ons sê, toets die geeste. Nie die geeste in die lig nie, hy praat van mense se motiewe. Toets hulle, waarmee is hulle besig? Waarmee is hulle besig? Dis wat hy sê. Hy sê, wêreldse wysheid kom onder die demoniese leuns in. So dit is vanaf die wêreld, is vanaf jou vlees en is vanaf die demone. En dan in vers 16, want, ek van daai woordjie want, nou gaan hy weer die rede gee vir hoekom hy sê wêreldse wysheid kom van hierdie goeters af, want waar afguns en selfsug heers, kom wanorde en allerlei gemeene dade voor. Nou, aardse wysheid, nie geestelike wysheid en demoniese wysheid. Aardse wysheid, vleeslike wysheid en demoniese wysheid sou nie gewerk het as jy nie afguns en selfsug in jou hart gehad het nie. Kom ons wees gou eerlik. Dit is tussen aanhalingstekens, die Christen wat dit alles oor homself wil maak, wat die geestelike ervaring soek in die kerk, eerder as om die lof en die eer te gee aan die Here. Die Christen kom kerk toe vir homself, en hy kom nie kerk toe vir aanbidding nie. Wat is dit? Selfsug. Kan jy dink, jy kom om te aanbid, maar eintlik is jy soos Eva. Ek aanbid myself. Oh, Jesus, give me, I want to feel more, I want to experience more, yes, more of you. En maar eintlik wil hulle net voel, ervaar en beleef. Daar's nie woorde van lof nie, daar's nie woorde van eerbied nie, daar's nie woorde van aanbidding nie, dis alles wat Jesus vir my kan doen. En Jakobus sê, dit is afguns en selfsug wat heers. En uit dit kom wanorde en gemeene dade. En dit is hoekom dit werk. En dit is presies hoekom jy sien, predikers wat in daai kerke is, mense wat in daai kerke is, wat hulle eie belang soek, in die name it and claim it evangelie, in die prosperity gospel, mense is daar vir selfsug, en hulle is daar om hulle, ek kan nie sê almal nie, want ek ken nie almal se motief nie, maar ek sal nie 'n evangelie wil luister wat net heeltyd oor my praat nie. Ek wil nie dit hoor nie oor my praat nie, vertel my wat sê die Here, leer my van God, ek wil hom aanbid, dis hoekom ek hier sit. En hy sê, mense wat het oor hulle self maak, dis hoekom jy hoor van daai leraars wat heeltyd so rondslaap, en wat wegkom met dit. Leraars wat volhard in sulke sonde, die mense in die gemeente, en sê, een prediker sê, alle trans mense is reg, almal homoseksualiteit is reg, daar's geen aanspreeklikheid nie, want daar's wanorde, want dit gaan oor self. Hulle besluit om neutraal te wees, maar eintlik wat kies hulle kies om vir niks te staan nie. Nou kom hy weer, vers 17, maar die wysheid van bo is in die eerste plek. Nou beskryf hy die wysheid.
Hy het nou die wysheid van die wêreld beskryf en hy het dit met 3 goed geklassifiseer, né? Nou beskryf hy God se wysheid. En hy gee vir ons 'n paar woordjies. Die eerste een waarvan hy praat is suiwer. Suiwer. Suiwer beteken om onbesmet te wees. Iets wat opreg is. Iets wat nie 'n versteekte agenda het nie, 'n ander motief nie. Dit dra nie slegte dade nie. Onthou julle Jesus in sy bergpredikasie, hy het gesê Matteus 5, hy het gesê geseënd is die wie rein is van hart. Rein is van hart want hulle sal God sien. Dit is die motief as jy kerk toe kom. O Here, ek wil U sien. O Here, ek wil van U hoor. O Here, ek wil U prys, ek wil U naam uitroep. Ek wil U proklameer, ek wil hoor, leer my Here. Wys my U weë. Ek dink 'n goeie uitbeelding was Moses waar hy gesê het, Here, laat ek U aangesig sien en God sê, jy kan nie, jy gaan sterf, maar weet jy wat gaan ek vir jou doen? Ek gaan jou in 'n kloof sit en ek sal my hand voor jou sit en ek sal verbygaan. Here, ek wil U sien, want U is alles vir my. Dis rein. So miskien moet ons onsself vra, wat is jou motief? Hoekom jy in die kerk sit? En hoekom jy 'n Christen is? Is dit wat God vir jou kan doen, of is dit wat jy vir hom kan doen? En as jy daai vraag kan antwoord, dan gaan jy besluit, dan gaan jy kan sien of dit selfsug is of nie. Paulus begin sy briewe menigte male met hierdie 2 Griekse woorde. Hy sê altyd dolos Christos, 'n slaaf van Christus. Christus is nie my slaaf nie. Daarom kan ek nie sê, in Jesus naam, sy bloed oor hierdie kar, asseblief, nuwe Ford nie, nuwe Hilux. Maar daarom kan jy nie dit sê nie, want jy beveel die Here om goed vir jou te gee. Jy beveel hom oor jou materialisme. Met dit sê ek nie, daar's 'n probleem om na te gaan en sê, Here, my kar is besig om te breek, ek kort hulp nie, of Here, ek sit in 'n moeilike finansiële, ek kort hulp nie. Nee, dis waar ek my begeertes, waarmee ek worstel bekend maak. Maar as jy so gefokus is net oor wat Jesus vir jou kan gee, selfsug. So hy sê, kom met suiwer motiewe, rein van hart, kom met 'n opregte hart. Soek die Here met 'n opregte hart, soek hom vir wie hy is. Hoor hoe mooi sê 1 Johannes 3 vers 2-3. Geliefdes, nou is ons kinders van God, maar dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Wat ons weet, is dat wanneer hy, dis nou Jesus verskyn, ons soos hy sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En hoorie, en elkeen wat hierdie vaste hoop op hom het, hou homself rein, net soos hy rein is. So wat moet jou begeerte wees? Ek wil Jesus sien vir wie hy is. En nie net dit nie, ek wil wees soos hy is. Nie 'n God nie, maar in sy beeld. Hy sê, as dit jou verwagting is, jou eerste liefde, Jesus, ek kan nie wag nie, jy gaan kom, en ek gaan jou sien ten volle. Nou sien ek U ten dele, sê Paulus, soos 'n opgewasemde spieël, maar ten volle. Hy sê, as jy daai begeerte het, as jy daai hoop het op hom, hy sê, hou jy jouself rein, net soos hy rein is. 1 Johannes 3, vers 2-3. Die tweede eienskap van ware wysheid, die eerste een is om rein te wees. Ware wysheid is altyd rein, is altyd suiwer, dit kom met die regte motief. Die tweede eienskap van ware wysheid is dit is vredeliewend. Vredeliewend. Jesus sê in Matteus 5:9, geseënd is die vredemakers, want hulle sal seuns van God genoem word. Jakobus hou eintlik Jesus se bergpredikasie aan. Iets wou vir my sê, hulle was broers. Hulle was, nee. Hulle was, nie dat hy die goddelike element daarvan gehad het nie, ek hoop jy weet wat ek sê, nee. Hy was ware seun van Maria, die Jakobus verneem hulle. Maar hy sê, geseënd is die vredemakers, want hulle sal seuns van God genoem word. Wysheid is vredeliewend. Wysheid is nie om heeltyd 'n fight te gaan soek nie. Jy kry mense, ons sê hulle het 'n beklei gees. Hulle wil net beklei. Hulle vleuel maklik op. Nou ek praat nie van 'n ou wat struikel nie, want ek verdedig myself ook nie. Ek weet my meer partykeer kry die beter van my, maar ek is regtig lief vir vrede. Ek hou nie van beklei nie. Ons moenie hou van beklei nie. Ons hou nie daarvan as daar iets tussen iemand is nie. Dit voel vir my hart smoor. Ek kry nie asem nie. Ja, ek wil net hê dit moet ophou. Dis nie lekker nie. Wysheid, die volgende woord is bedagsaam. Is bedagsaam.
Bedagsaam. Ons kan dit ook vertaal as verdraagsaam. Jy verdra, maar jy's bedag, jy neem ander mense in ag, nê. Verdraagsaam, bedagsaam. Romeine 2:4 sê dit so, ons verag jy die rykdom van sy goedheid, dis nou God se goedheid. Verag jy die rykdom van sy goedheid, verdraagsaamheid en geduld, en besef jy nie dat God se goedheid jou tot bekering wil bring nie. God is bedagsaam. Dis hoekom hy ons red. God is geduldig. Dis hoekom ons gered is. God is goed. En hy is goed alleen. Dis hoekom ek gered is. Nie omdat ek goed is nie. Nie omdat ek geduldig is nie. Nie omdat ek bedagsaam is nie. So wat ek eintlik moet kry vanaf God, in realiteit, is straf en oordeel. Dis wat ek verdien. Maar omdat God bedagsaam, goed en geduldig is, kry ek dit nie. Ek het Jesus gekry. Het jy geweet jy het Jesus gekry? As 'n geskenk? Dis vir ons kry. So nou as ons dit kry, omdat God goed, bedagsaam en geduldig is, dan beteken dit, as dit van God afkom, van bo afkom, dan beteken wysheid is goed, geduldig en bedagsaam. Dit beteken, om mense goed te gee, al verdien hulle dit nie. Insluitend vergifnis, insluitend genade, insluitend geduld, goeie woorde, respek, want ek het dit gekry en ek verdien dit nie. Bedagsaam. Die volgende een, inskikkelik, wysheid is inskikkelik. Hierdie eienskap is die teenoorgestelde van selfsoekende belange, as jy so wil sê. Inskikkelik, dit is 'n eienskap wat reg is om gehoorsaam te wees en homself wil onderwerp aan God se woord. Jy is inskikkelik teenoor God. Jy wil onderdanig wees, jy wil gehoorsaam wees. Jy soek nie jou eie belang nie. Jy wil God se woord soek, jy soek God se weë. Wysheid onderwerp homself aan God en sy woord en is nie selektief oor Bybelse waarhede nie. Wysheid. Kan ek gou vir jou sê, is 'n groot struikelblok. Baie mense is selektief. Baie mense. Die oomblik as 'n predikant vir jou sê, ons kies nie om op dit te fokus nie, dan is hy selektief oor waarhede. Ons kan nie kies wat ons wil glo en die slegte dele uitlos nie. As hy praat oor kerktig, doen ons kerktig. Dis die einde van die storie. Ons skryf nie die spyskaart nie. Ons bestel net wat's volgende, nê. Ek weet nie of dit 'n goeie uitdrukking is nie. Is dit 'n goeie, dankie. So inskikkelikheid beteken jy onderwerp jouself aan die volle gesag van die woord, aan die volle gesag van God, en jy kom in lyn. Jy is nie selektief nie. Moenie selektief wees nie. Moenie sê ek kies die of ek kies om op dit te fokus nie. Jy is selektief. Die volgende een is deernis. Deernis is wysheid gebaar. Deernis kan ons sê is medelee. Deernis is om te sê jy betoon medelee teenoor iemand. Jy getuig van 'n hart van vol liefde. Ons het 'n sinoniem vir hom. Deernis kan ook gesien word as barmhartigheid. Barmhartigheid. Jesus sê mooi Matteus 5:7, weer eens die bergpredikasie, die saligspreek, hy sê geseënd is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Wysheid is om jouself te ontferm oor iemand. Wysheid is om te sê, ek sien wat gaan aan, maar ek gaan iets doen. Wysheid is om te sê, ek hoor, ek verstaan, ek reageer. Dan praat hy van goeie vrugte. Goeie vrugte natuurlik kan geklassifiseer word as die vrugte van die gees. Hy hoef nie dit ingewikkeld te maak nie. Die volgende een, onpartydig. Wysheid is onpartydig. Onpartydig. Wysheid beteken nie om verdeeld te wees nie. Onpartydig beteken jy kies nie 'n kliek nie. Jy word nie tussen twee groepe mense getrek nie. Dit beteken ook, jy kies nie nou om 'n Christen te wees en later nie. Wysheid beteken om 'n besluit te maak en daarvoor te staan. Hier's 'n goeie onpartydige besluit. As die Here jou geplaas het binne 'n geestelike gesonde familie wat die woord verkondig, onpartydige besluit beteken om te bly.
Is dit nie? Of gaan ons rondval tot ons iets kry wat ons wil hê? Dit beteken om nie twyfelagtig te wees nie. Om mense gelyk en regverdig te hanteer. Jakobus het dit genoem, nee, in hoofstuk 2 vers 1 tot 9. Het hy gesê, ryk man, arm man, jy hanteer hulle dieselfde. Laaste een, ongeveins. Wysheid beteken om opreg te wees daarin, in dit wat jy sê en doen. Ongeveins, om opreg te wees in dit wat jy sê en doen. Ons het 'n ander woord vir ongeveins, naamlik skynheilig. Skynheilig is 'n sinoniem vir ongeveins. Dis nie, ongeveins is nie fyngevoelig nie, ongefynvoelig nie, of sensitief nie. Ongeveins beteken om nie skynheilig te wees nie, om opreg te wees. Wysheid wat van God afkom is nie skynheilig nie. Dit is nie om die beste voetjie voor te sit nie. Dit is om met die beste voetjie te lewe en 'n deel te maak van jou lewe. So wat is wysheid van bo? Hy sê eerstens van bo. Ek wil jy moet dit weet. Hy sê wysheid van bo, want wysheid beteken om jou hoop en jou vertroue op jou Vader en die Seun te sit en dan deur die krag van die Gees, soos hy beskryf het in sagmoedigheid, kom al die goed tot werke. So wysheid van bo. Here, ek vertrou U vir dit wat U vir my gaan gee, om soos U te kan wees. Ek vertrou en ek hoop op Christus. U is my liefde, en mag die Gees my kom verander en transformeer, sodat ek vredelievend is, bedagsaam, inskikkelik, deernis, onpartydig en ongeveinsd is. En dan in vers 18 sluit hy af. Hy sê, en die vrug van geregtigheid word in vrede gesaai vir hulle wat vrede maak. Jakobus sluit nou sy bespreking af, en hy sê, om 'n oes van die regte dade te kry, moet jy 'n klimaat skep van vrede en van die regte dade. As jy wil hê jou plantjie moet groei, moet jy die regte atmosfeer vir hom skep. Hy sê, as jy die regte vrug moet in jou groei, moet jy 'n klimaat skep van vrede en geregtigheid. En hoe kry jy dit reg? Wel, jy kan nie, nee, maar hy kan. Hy kan. Met ander woorde, die regte tipe vrug en die regte tipe wysheid groei nie in 'n klimaat van selfgesentreerdheid, bitterheid, afguns en selfsug nie. So wat ons ook kan sê, om dit op te som is, sterf jouself af en neem Christus op. Dan sal jy wysheid kry van bo. Hoe gereeld moet jy jouself afsterf? Elke dag. Daagliks. Ek sluit af met hierdie 2 verse, Efesiërs 1:17. Efesiërs 1:17. Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van heerlikheid, vir julle dit sal gee. Hier kom dit. Wat gaan hy gee? Geestelike wysheid en openbaring wat in die kennis van hom bestaan. En dan Efesiërs 5:15, let daarom sorgvuldig op hoe jy leef. Nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Wat 'n wysheid? Goddelike wysheid. Dis hoe jy leef.